Dankie, jy kan rustig die plekke begin inneem. Kan ek het geseker maak, ons is allemaal hierso wat nog nie, wacht, ons moet ons nog 'n bietjie wag? Ok, ek dink ons gaan nog so 'n minuut of 2 wag, as jy net rustig sal sit asseblief. Kom ons maak net eers ons oë saam toe. Hier ons nie dit gedink nie. Ons het nie gedink dat 'n motorfietsrit so kan eindig nie. En tog het dit gebeur, tog het U wil geskied en ons weet nie heeltemal wat om daarmee te maak nie. En ons is vandag stikkend en hartseer en flenters en seer. En ek bid dat U, Here, net sommer hier by ons sal wees. Ons weet nie heeltemal wat om te sê, wat om te doen, wat om te voel nie. Ons weet die leegheid binne ons. Ons ken die trane. Ons weet van die herinneringe. Maar ons is seker oor môre en wat daarna, Here. Daarom bid ons, Here, dat U by ons sal wees en ons net sal vashou en sal koester vandag. Wees net by ons asseblief, Here. Amen. Ek wil 1 of 2 praktiese reëlings tref en dan gaan ons aan met die res van die diens. Die diens gaan so in 3 dele wees. Die eerste deel gaan wees die bedankings en die briefies en almal wat iets wil sê, gaan die begin praat. Dan gaan ek preek en dan die derde deel gaan ons buitekant toe. En na buitekant is daar gereël vir ballonne en duwe. Ek het die duwe nog nie gesien. Tilla is hulle al hier, kom hulle kom. So dit sal waarskynlik hier wees. En dit gaan na buitekant wees. En ek weet die motorfietsse het ook 'n kerkklok wat hulle gaan lui, so daar buitekant, so ek weet van dit ook, maar dit gebeur buitekant. So die eerste deel is hier binnekant, waar almal gaan bedankings doen en 1 of 2 video's gespeel word, en dan die tweede gedeelte is die preek, en die derde gedeelte gaan ons buitekant toe. As ons al buitekant is, gaan ons ook geleentheid dat jy, as ons terugkom, tyd dat jy so 'n bietjie kan afskeid neem, sommer net rustig kan wees. Ons gaan die canvas en die blomme daar agter by die ingangsportaal sit, waar jy sommer vir oulaas 'n paar blommetjies kan strooi, net om totsiens te sê. Want dit is nie sleg van roudienste. 'n Mens, dit eindig so stomp. Daar's nie, ek is nie 'n voorstander van begrafnisdienste nie, of van begrafplase nie, maar by begrafplaas gebeur daar iets wat 'n mens bietjie kan closure kry. Jy weet, die kus sak in die grond word gegooi, so daar's 'n stukkie closure wat 'n mens nie altyd kry by 'n roudiens nie. Maar dit doen ons dan aan die buitekant, in die voorportaal, net om 'n stukkie closure te kry. Ek dink niemand van ons het gedink dat Eugene, want ons vandag hier gaan wees om Eugene se laaste herinneringe te deel nie. En tog het die Here dit so gewil, so bedoel. Kom ons wees sommer net rustig. Die tweede opmerking is sommer net, die badkamers is daar in die foyer, jy kan sien die mans is aan hierdie kant en die dames is aan daai kant. As jy dalk 'n draai wil gaan loop. As ons klaar is buitekant, dan is jy welkom om binnekant, in die foyer is ook reggemaak vir julle vir eetgoed en drinkgoed.
As jy dalk buitekant toe wil gaan, ek dink hulle gaan die tafeltjies en stoele buitekant ook sit, dat jy buitekant ook kan sit. So geniet sommer net om bietjie met mekaar betrokke te wees en dis die laaste ding wat ek wil sê. Ons is baie keer so onmenslik met mekaar oor die dood. Ons moet net sê, kom kry dit klaar, hou op huil, gaan aan met die lewe, môre moet ons aangaan met die lewe. Dis nou vandag maandag, maar iewers moet ons weer vorentoe gaan en dit werk net nie so nie. Ons het mekaar nodig in hierdie tyd, so moenie mekaar van mekaar vergeet nou nie. Ons het mekaar nou gevlat met WhatsApps en blomme en eet goed, doen so voort. Dus ons het mekaar regtig in hierdie tyd so nodig. Mag die Here regtig by elkeen van ons elkeen wees. Ek gaan nou vir Dewald vir jou eerste vra of jy bedankings doen. Is dit reg met jou? Is jy eerste? Almal kon net hierdie brief vir julle lees. Ons as familie bedank graag die volgende mense wat ons ondersteun en bygestaan het gedurende die moeilike tyd. Ook elkeen se bydrae om Eugene se roudiens te reël. On die Max vir julle getroue ondersteuning teenoor Eugene aka Peanut. Pieter de Wit, Martin en Henk in Bloemfontein vir die persoonlike updates en besoeke aan Eugene. Sowel as die verdere hantering van die legals in Bloemfontein, waar dit vir ons onmoontlik was. Julle liefde en ondersteuning en bystand aan Eugene sal ons altyd bybly. Ons as naasbestaandes is ongelooflik dankbaar vir julle. Julle was sy staan by my braboeties for life. Dankie aan almal wat donasies gemaak het vir die Backabuddy. Aan Martie. Dankie dat jy ons ouma, 'n kans gegee het om vir Eugene te kon sien en hoor voor hy in teater gegaan het. Min het ons geweet, dit was die laaste ma aan haar. 'n Troos vir 'n moeder hart, dat haar seun vir haar so lief was. Dankie Martie, dat jy Eugene se suster die geleentheid gegee het om aan ons geliefde Eugene te kon sê, sy is lief vir hom. Ons almal is lief vir hom. Nie almal kry so 'n kans in die lewe nie. Hy het ons liefde gehoor en dat hy geliefd is. Spesiale dank aan mediese span van Boitemelle Hospitaal. Ambulansspan, dankie ook aan die mediese span van Penolomi Hospitaal vir jou persoonlike oproepe en bystand wat aan ons verleen is. Lisa, dankie vir jou bystand en ondersteuning, liefde, gebede en die reël van Eugene se roudiens. Ons is jou ewig dankbaar. Kayla vir die maak van die slideshow om ons te herinner aan die tye saam met Eugene. Kyle vir die updates oor sy pa se sterk staan en kophou. Ons is lief vir jou. As ons iemand uitgelaat het, vra ons om verskoning. Maar ons as gesin wil ieder en elke persoon dank vir die ongelooflike bystand in hierdie tyd van rou, seer en verlies van ons wyle geliefde broer, seun, pa en vriend. Laastens, dankie aan die moeder Elise en pa Tommy dat julle 'n ouboet gegee het wie sy rol gestaan het. As ouboet, pa, seun en vriend. Aan al ons geliefde familie, vriende, kerk, dominee en my pa se motorfietsstap. Met 'n hart vol dankbaarheid en trane in my oë wil ek hiermee elkeen te bedank vir die ongelooflike ondersteuning, liefde en hulp van my pa se afsterwe en roudiens. Geen woorde kan
Dankie. Kayla gaan die briefies lees, as ek reg, Kayla? My boetie, bloed kruip waar dit nie kan loop nie. In honderde leeftye of wêrelde sal ek jou altyd soek. In enige weergawe van realiteit sal ek jou ook soek en in my hart is jy vir altyd. Ek gaan jou mis. Lief jou, jou sussie. Ou boet, hoe sê ek tot ziens as ons so min hallo gesê het? Jy was 'n wonderlike seun, pa, broer en man. As ook die steunpilaar van ons gesin. Met wie moet ek nou stry oor engines? Wanneer ons weer ontmoet, sal ons beslis 'n paar potte pool speel. Ons verhouding was nie die mees intieme een wat broers gewoonlik sou hê nie. Maar ek is dankbaar dat ons nooit doekies omgedraai het met mekaar nie. Dis iets wat meer werd is as suurstof. Jy het jou wêreldverdiende plek ingeneem by ons Skepper. Ek is lief vir jou, Boeta, rus sag. Toosje se gedig, my God, my God. My kind is dood, is ook nou my roukreet. Jy het my gegroet met hallo moeder, en ek vir jou met hallo my oudste. En nou sê ek maar, tot weersiens, my oudste, ek lief jou, jou moeder. Babe, you're no longer here, yet you are still everywhere. In the pauses between thoughts, in the way certain songs hit harder. I miss talking to you, I miss your voice. I miss your laughter, I just miss you. I never wanted you to be a memory, but time was never on our side. With a broken heart, I have to say goodbye. Our time ran out. I love you, Martie. Ai Jean, hoe sê ek tot ziens? Ek is jaloers op jou. Jy rus nou sag by Jesus se voete. Rus sag tot ons weer ontmoet. Baie liefde, Lisa. Liewe pa, daar gaan nie 'n dag verby dat ek nie aan jou dink nie. Die stilte wat jy agterlaat is oorverdowend. En daar's 'n leemte in my lewe wat niks en niemand kan vul nie. Om jou so skielik te verloor in daardie motorfietsongeluk het iets in my gebreek wat ek nie dink sal ooit heeltemal genees nie. Maar tussen al die pyn hou ek vas aan die herinneringe, die lag, die lesse en die liefde. Jy was soveel meer as net my pa. Jy was 'n beskermer, 'n mentor, 'n rymaat, 'n visvanggenoot en die soort man wat alles van homself gegee het, veral vir my. Selfs wanneer jy min gehad het, het jy altyd gesorg dat ek genoeg het. Jy het jou laaste sent, jou laaste bietjie energie en jou laaste vrye oomblikke gegee, solank ek net reg was. Dis wie jy was, onselfsugtig, betroubaar, altyd daar. Ek onthou daardie naweke asof dit gister was. Jy wat op jou motorfiets opdaag met vrugte en groente in jou halie se sak. Dit was iets klein, maar dit het vir my alles beteken. Dis hoe jy liefde gewys het sonder om dit te sê. Ons sou sit en gesels, of soms net stil saam wees. En dan met daardie spesiale glimlag, het jy begin vertel van die nuwe tydsprekers wat jy gekoop het. Of hoe jou kar nou nog vinniger gaan wees met die nuwe parte wat jy ingebou het. Jy was altyd so opgewonde soos 'n kind met 'n nuwe speelding. En ek het dit lief gehad, daardie opgewondenheid van jou. En pa, ek mis ons visdang uitstappies. Net ek en jy langs die water sonder afleidings, net stilte en tyd. Jy het dit altyd spesiaal gemaak. Wanneer ons vriende saamgebring het, het jy altyd seker gemaak daar's kos vir almal. Jy het gepak soos iemand wat vir 'n week weggaan, nie net vir 'n dag nie. Jy het ons nuwe triks gewys, altyd gehelp om beter te vang. Selfs al het jy gehoop, jy vang nog steeds die meeste. En natuurlik, dan's daar daardie oomblikke wanneer jy aan die slaap raak in jou stoel. Visstok nog in die water. Ons kon dit nie net los nie. Ons sou liggies aan jou lyn trek en het wakker geskrik. Gedink daar's 'n vis. Jy sou vloek, dan lag wanneer jy besef ons het jou weer gehad. Dit het tradisie geword. En ek glimlag nog altyd wanneer ek daaraan dink.
Ons verhouding was nie altyd maklik nie. Ons het beklei, verskil, mekaar soms mal gemaak. Maar onder dit alles was daar iets solied, 'n liefde wat eg en onbreekbaar was. Ons het mekaar verstaan op ons eie manier en ek glo jy het geweet ek het jou lief. Al het dit nie dalk nie altyd gesê nie, jy het vir almal soveel meer gegee as wat ek destyds besef het. Jy het my geleer hoe om sterk te wees, hoe om vir ander om te gee, hoe om vreugde in my klein goed te vind. 'n Nuwe luidspreker, 'n vinnige kar, 'n goeie visvangplekkie, 'n stil rit op 'n oop pad. En nou dra ek jou saam met my in alles. In die gebrom van 'n engine, in die stilte langs die water, in elke koppie koffie op 'n Saterdagoggend. Jy's nie hier soos ek jou wil hê nie, maar ek voel jou nog steeds in my hart, in my herinneringe, in wie ek is. Dankie Pa vir jou opofferings, jou lag, jou harde liefde en sagte hart. Ek sal jou aanhou eer, nie net deur jou te onthou nie, maar deur te leef soos jy my geleer het. Met passie, doel en liefde. Ry vry, rus sag. Ek sal jou altyd lief hê, jou seun Kyle. My woorde is min en my hart is seer. Ek is dankbaar dat ek oom Gina in my lewe kon hê. Ons sal oom Jean altyd onthou, mis en lief hê. Ons sal altyd aan al die herinneringe vashou. Liefde, ou choppies.
Net vir die Facebook live ouens, verskoon die musiek moes gemute geword het, ons mag nie musiek speel nie. Dis op YouTube en op Facebook, dis kopiereg wat ter sprake is. So ons vra daarom verskoning, daar was al stiltes gewees. Dis nie 'n tegniese glitch nie, dis 'n verpligting van hulle kant af. Daar's 4 stories oor Jesus. 4 weergawe van hom. Ons ken van Matteus se weergawe. En Matteus skryf vir 'n bepaalde gehoor, klomp ouens Jode, en hy vertel vir hulle lank terug. Markus is bietjie anderster. Hy vertel bietjie op kragdadige manier. Jesus het 'n klomp wonderwerke gedoen. Lukas is weer 'n ander ou. Hy's 'n dokter. Hy's 'n sagte ou. Hy praat van die randfigure. Johannes werk heeltemal anderster. Matteus, Markus, Lukas begin by Jesus se geboorte en eindig by sy sterwe. Johannes sê nee, kom ons vat Jesus se lewe en ons deel dit op in 7 preke. 7, kom ons maak 'n prentjie vandag. 7 skilderye. So jy kom so in 'n galery en daar staan 7 sulke skilderye en almal van hulle begin met die Griekse woordjie ego eimi. In die Afrikaans ek is, I am. En dis 7 uitsprake van Jesus waar daar iets oor hom gesê word. Hy byvoorbeeld sê ek is die brood van die lewe. En ek dink Johannes se gemeente is 'n tipiese NG gemeente waarvan ek deel is. Hy sê iets en dan sê hy maar hulle snap nie. Die ligte is aan, maar daar is niemand tuis nie. So dan sê hy, okay, kom ek vertel julle 'n storie oor hierdie ek is die brood van die lewe. En dan vertel hy vir hulle 'n wonderverhaal, en dan ken ons die wonderverhaal van die brood wat vermeerder is en dan nog 12 mandjies oorgebly het. As hy sê ek is die ware wingerdstok, dan sny hy die gemeente so de uitdrukking op hulle gesigte. Dan sê kom ek vertel vir julle 'n storie, dan vertel hy vir die storie van die water wat in wyn verander is, ja in Johannes 2 by daai bruilof. So elke keer sê hy die skildery, maar dan vertel hy 'n storie of hy teken 'n prentjie langs hom om dit duidelik te maak. Een van hierdie prentjies is in Johannes 11. Jesus sê ek is die opstanding en die lewe. En die gemeente is so stil en sulke groot vraagtekens op hulle gesigte van wat? Waarvan praat hy? Dan vertel hy vir 'n storie. Langste hoofstuk in Lukas, 57 verse lank. Ons skryf vir Jesus in Betanië. Hy kruip weg. Hy en sy disippels wil nie Jerusalem toe gaan nie, want dit is gevaarlik daarso. Die ouens wil hom doodmaak, so hulle kruip weg. Die probleem is, sy beste pel bly in Jerusalem. En sy beste pel het ook 2 sissies. Die sissies is Martha en Maria. Ek dink ons ken Jesus se disippels, die ouens Petrus en Jakobus, en ons ken hulle, maar Jesus het ook ander ouens as disippels gehad wat sy pelle was. Kom ons noem hulle sy kombuispelle, wat hy om die tafel kon gaan sit en sommer koffie drink. En hierdie was so gewees. Lazarus was die ou se naam gewees. En Martha en Maria, sy 2 sissies. So Lazarus word siek. Martha, ek gaan dit maar probeer vertaal in gewone Afrikaans. Sy tel haar foon op en stuur vir Jesus 'n WhatsApp in Betanië. En Jesus kry die WhatsApp en hy draai die foon op sy gesig en hy sê, okay, reg so. Martha sê, maar Here, ek ons nie nodig, want ons broer is siek. Het is nie 'n slegte idee om Jesus te roep as jy siek is nie, nee. En Jesus doen niks.
Net gou so pos. As ek eendag in die hemel kom, gaan dit een van my eerste vrae wees om vir die Here te vra. Hoekom is al kere wat mense en ek gevra het en jy nie iets gedoen het nie? Of dan getalle met om iets te doen? Gelinger het om iets te doen? Hoekom is daar kere wat ek vra en ek het regtig 'n behoefte, my boetie is siek, my pa is in die hospitaal, hoekom doen jy niks nie? Interessant, ek het vir gesê, dis 57 verse, dis vers 2 waarvan ons praat. Jesus sê, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die mag van God. Come on. Wie het nou gepraat van dood, hy is net siek. Maar Jesus sien klaar, dis Lazarus se oënskynlike einde. So hulle bly nog vir 3-4 dae daar, ten minste. En intussen tyd gaan Lazarus dood. Die ouens oortuig vir Jesus, kom ons gaan terug. En dit is nogal Thomas wat sê, kom ons vat 'n kans. En hulle gaan terug, en terwyl hulle terugstap, is Martha en Maria hierso, en Jesus kom hier aan, en terwyl hy aankom, en dit is 2 mooi reaksies. Martha se reaksie is, sy kom uit na Jesus en sê vir hom, waar was u toe my boetie siek was? Sy sê dit mooi, Bybelse taal, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. In gewone Afrikaans, is nou te laat, hoekom kom jy nou eens hier aan? Martha is blaatant, in his face. Maria is 'n bietjie meer skugter, sy doen wat baie lidmate doen, sy loer so deur die gordyntjie en sien Jesus kom aan en trek toe en gaan met 'n dagtaak. Ignore vir Jesus flat, gaan nie eens uit nie. As Jesus daar staan en sê vir hulle, ouens, kom ons gaan graf toe. Dan sê ouens vir hom, nie goeie idee nie. Ons boetie is al 4 dae dood. In daai tyd het hulle gedink dat iemand nog so vir 3 dae lank rond sweef en dalk weer kan lewendig word, maar as jy nou die 4de dag dood is, ek weet daar's nie so Afrikaanse woord nie, dan is dit soos doder, doodste, dis daai een wat jy eintlik nie het nie, maar dan dis klaar, daar is geen manier dat hy weer kan wakker word nie, so hy is dood. En daar's ook 'n ander rede, julle ken Israel, dis 'n warm land, die grafte en die lijkshuise was nie soos vandag wat dit koelkamers was nie, dit was warm, so die liggaam het begin ontbind binne die graf, dis, amper sê ek hel warm, maar dis letterlik so warm in Israel, en binne in die grafte, en daarom is daar gesondheidsrisiko ter sprake, die minister van gesondheid gaan sê, okay, daar's geen manier, dat hy gaan toestemming gee, dat hierdie graf gaan oopmaak nie, en Jesus, soos sy suster sê, hy ruik al, in gewone Afrikaans, en as jy Grieks gaan lees, staan daar so, hy stink, dit gool, daar's geen manier nie, ons gaan nie hier ingaan nie. En terwyl Jesus daar staan, hierdie klomp mense sien wat huil, dan staan daar, as jy die kortste vers in die Bybel ooit wil soek, Johannes 11 vers 35. Jesus het gehuil, net dit. In Engels het nog makliker, Jesus wept. Skielik krak Jesus en hy huil. Hou daaraan vas, ek gaan nou weer terugkom daarna toe. Uiteindelik kom hulle by die graf aan, en dan moet jy, en ek wil dit nie oor dramaties maak, die ouens, ek wil regtig waar nie, maar ek wil net 'n prentjie van hierdie graf insident sien. Is hierdie groot rotsgraf met 'n groot klip rondom, 'n klomp mense wat hier staan, en almal van hulle maak hulle die eerste toe, wat dit ryk was nou, hulle het ons so gesê. So almal staan hier so, en as ek nou een van die disippels was, sou ek gedink het, dalk moet ek maar die local psigiater bel, ek dink nie, hierso is almal lekker okay nie, hoekom sal ons by die graf by mekaar kom, wat gaan nie aan, is nie blommetjies om te bring nie, ons nie blomblaartjies om te gooi nie, daar is nie grond nie, ons dink nie, Jesus is wel nie. Die volgende moment sou ek beslis, Dr. Kaler of een van die psigiaters in Kreeusdorp gebel en sê, kom, stryd jacket die ou Sterkfontein toe met hom, het werk nie. Want Jesus staan en sê, kom uit! Besef net wat sy incredible impact het op hierdie 12 disciples, Martha, Maria, en dan seker 'n klomp ander mense wat daar gestaan het, neus het toegedruk,
En dan wens ek was een of ander movie vervaardiger wat 'n kamera shot kon vat van die gesigte van die mense. Almal half skepties oor wat is aan die gang hierso. En die volgende moment dan sê hy en dan kom Lazarus uit. Die doeke nog om hom gedraai. En ek dink, verskoon my mooi Afrikaans, of my lelike Afrikaans, dink hulle bekke hang oop. Wat is nou aan die gang? Uiteindelik het Lazarus wel gesterf. Ons het een van die klein Griekse eilandjies, het 'n plek waar hulle hom begrawe het. Hy was 'n sendeling op een van die Griekse eilande, wat 'n groot verskil gemaak het, en hulle het 'n groot kerk gebou oor sy graf. Ek wil 'n vraag vra, ek wil vra, daai vers 35, hoekom het Jesus gehuil? Ek weet die regte teologiese antwoord sal wees, wel, Jesus was 100% God en 100% mens. Hy was God, maar hy was ook 'n mens saam met ons, en ons verstaan, en dis alles waar, ek kan daarmee saamgaan. Maar ek vra weer, hoekom het Jesus gehuil? As Jesus geweet het, ek gaan nou vir Lazarus uit die dood uit opwek, sal hy mos nou as hy daar gehuil het, eintlik plastic trane gehad het, fake huilery gehad het. Want hy weet mos hy gaan hom nou wakker maak. Hoekom sal hy huil oor Lazarus wat hy weet nie regtig dood is nie, of wat dood is maar nou gaan opstaan? En toe gaan sit ek, dink ek, maar hy huil nie oor Lazarus wat dood is nie. Hy huil oor die mense wat saam met hom stap, wat vir 3 jaar op hierdie stam, 2,5 jaar al saam met hom elke dag loop, sy disippels. Martha en Maria, wat hy voor vertel het, ek is die opstanding in die lewe. Vir hierdie ouens wat nog steeds die penny gehoor drop het nie. Elke dag het hy vir hulle gesê, ek is die opstanding in die lewe, en almal gedink, ja, jy praat maar net. Ek hoor jy, maar die penny wil nie drop nie. En dis waaroor Jesus huil. So kom ons skryf dit nou 2025 toe. Johannes sê vir ons, dat Jesus gesê het, ek is die opstanding in die lewe. Snap ons dit? Ons is al 2000 jaar verwyder daarvan. Maar snap ek en jy dit? Kom ek sê dit gewone, amper sê kom in Afrikaans. Ouens, ons leef net so lank. Daarna leef ons permanent, of in die hemel of in die hel. Maar hierdie lewe van ons is sadly soms nie eers 50 jaar lank nie. Net 49 jaar. Sadly is hierdie lewe van ons soms net 18 jaar of 98 jaar. Maar vir hierdie kant van die graf is dit so kort. En as jy hierdie kant van die graf nie snap, dat Jesus gesê het, as jy nie in my glo nie, dan gaan jy vir ewig hel toe. Ek weet, dit is 'n slegte tyd om te preek oor die hel. Ek weet, begrafnisse is nie die regte plek om oor te praat nie. Maar ons is die waarheid. Daar's een van 2 plekke waarin jy gaan, of hemel toe of hel toe, en jy moet die keuse daarvoor maak, voordat jy dag jou laaste asem uitblaas. Punt. En ek ken jou nie, ek weet nie, ek ken nie jou naam nie, ek jou gesig dalk al gesien, dalk het ons mekaar al hier en daar raak geloop en geraak gechat, maar dis 'n saak wat jy met die Here moet uitmaak. Vanaand voor jy gaan slaap, nadat jy die honde laat piepie het en die alarm aangesit het, en gaan maak dit bietjie seker dat jy en God se verhouding intact is. Ja, ons almal glo dat daar 'n God is. Hy het alles gemaak, hy het die voeltjies gemaak, hy het die maan nie ster. Dis nie wat ek vra nie. Dis nie wat Jesus vra nie. Die vraag is nie, ken ons, bely ons dat hy iewerster is nie. Die vraag is, ek en jy 'n persoonlike verhouding met hom. Is daar 'n connection tussen my en jou? Net 'n toevallige, ja, okay, ek weet van u nie. As ek u Google, dan sal ek u kry nie. Maar ek en u is kan ek dit hard sê. Christendom het niks te maak met religie nie.
te maak met relationship. As ek eenmal in 6 maande by die huis aankom, my vrou se naam is Annelie, en ek kom by die huis aan en ek gee vir Annelie so bos blomme. Wat is haar eerste reaksie? Party van julle se vrouens sal sê, dis die wonderlikste man. Nee. Haar eerste reaksie is wat alle vrouens se reaksie is. Wat jy verkeerd gedoen? Wat kom maak jy reg? Waar het jy nou weer aangejaag? Want verhoudings werk nie met eenmal in 6 maande nie, ouens. Verhoudings werk nie met rooi rose wat jy een keer op Valentynsdag vir iemand gebring het nie. Verhoudings is 'n daaglikse ding wat ek en jy, as ons getroud is of as ons in 'n verhouding is, met mekaar moet gesels. Onthou julle die jongs, julle sal nie onthou nie. Daar was soos missed calls gewees. Jy het 'n missed call gestuur net om te weet dat die ander weet jy het darm aan hom of haar gedink. En jy hoef nie airtime daarvoor te gehad nie, so daarom het jy dit gedoen en dan stuur sy vir jou 'n missed call en dit was so 'n manier om te sê maar ons dink aan mekaar. Dit was te mix, dit was toe nog aan die gang nie. Dit was donker jare terug. Maar verhoudingswerk met ek en jy wil God hê. Ek wil 'n verhouding en verhoudingswerk met ek wil daagliks met hom praat. Moet my nie verkeerd verstaan, ek praat nie van 'n kerk ding en hierdie heilige goeders nie, maar dit is net ek en God is in 'n verhouding met mekaar en dis wat 'n verhouding is. En as hierdie tyd van die lewe wat vol swaar kry einde aan seer is daar ook 'n hiernamaals waar ons mekaar weer gaan sien en mag dit in die hemel wees. Mag ek en jy mekaar in die hemel weer ontmoet. Hoekom is in die hemel? Ek kan vir jou 'n lang lysie gee van do's en don'ts. Maar dan as ek vir jou gelieg het. Want die Here ken nie so do en don't lysie nie. Hy ken 'n staan op jou, nee, kniel op jou knieë. Knak jouself voor my. En die kruis moet nie 'n mooi prentjie word nie, maar moet 'n reality word van hy het vir my gesterf en vir Eugene. Ons is nie goed met hierdie ding wat ons afskeid noem nie. Ons sukkel om totsiens te sê, om te let go. En is ek ook reg so. Ons is menslik, ons moet so wees. So gaan moments wees ons gaan huil and that's fine. Is nie sonde om te huil nie. Mans, ek dink ons moet dalk 'n nuwe model vir man wees ontwikkel. Ek het gister gepreek oor Josef toe sy broers voor hom kom en hy 3 keer in die 3 hoofstukke intens gehuil het. Die ou Afrikaanse woord geween het. Hy was hierdie diepe breek. Cowboys don't cry. Nonsens man. Ek weet Naas Botha het so gesê en ek sê dit met groot liefde vir die Blou Bulle. Ek hou nie van die Blou Bulle nie. Hou nie van Naas Botha nie. Hy het te veel wedstryde vir die Blou Bulle destyds en vir die Noord-Transvaal destyds gewen. Ek is 'n leeu, so ek hou nie daarvan nie. Maar ek trust eerder ou se Nathaniel. Ek dink nie hy het ooit 'n rugbybal vasgehou nie, maar hy sê ons mans moet in touch kom met ons feminine side. Daai storie van Cowboys don't cry, ons is hoor. Ons mans mag maar huil. Trouwens, ek het in COVID tyd toe ek 'n hele klomp begrafnisse gedoen. Dit was regtig 'n horrible tyd. 50 begrafnisse in 60 dae gedoen. Op tyd tot 2 dag. Toe het ek 'n artikel gelees wat geskryf het dat daar sekere toksiese stowwe in jou liggaam is wat jy net ontslaaf van kan raak deur jou traankliere. Vrouens, ons neem julle kwalietjie voor. Julle het ons groot gemaak. Julle is die maas. Julle het ons nooit geleer dat ons kan beter voel as ons huil nie. Jy kan beter voel as jy huil. Dis nie 'n mooi gesig nie, ek weet, maar huil maar. Jy gaan ook baie keer deprou slaan. Voel maar ek wil niks of niemand sien nie. Ek is vandag down en dis okay, jy mag so wees. Ons is tog so ongemaklik daarmee. Gee mekaar 'n blommetjie. Ag nee, kom aan. Jy moet nou aangaan met jou lewe. Smile jong, kyk die son skyn weer. Baie keer is dit nodig om net sommer down te wees. Ek gaan aan die einde van die diens gaan ek so kort storieetjie vertel van waar ek hierdie goed ding baie reël beleef het. Ons kan ook kwaad wees. Kan ook kwaad wees oor omstandighede en kwaad wees vir allerlei goeders, selfs vir God. Jy kan maar vir God kwaad wees. Dominee, mag jy dit sê nie? Natuurlik mag ek. Die Bybel is vol voorbeelde van mense wat
baie kwaad was vir die Here. Job is 'n boek wat hier net voor Psalms geskryf is, wat raas met die Here. Why? Trouwens, as jy verby Job blaai en jy blaai in die Psalms in, dan is meer as die helfte van hulle wat ons vandag noem klaagpsalms. Lamenting psalms. Wat sê maar, Here, ek hou nie van dit wat is nie. Ek sukkel. As jy nog 'n bietjie aanblaai, kom jy by Habakuk uit. Habakuk is 'n gemouner uit die laaste 2 verse sê, al sou daar geen kleinvee in die kampe wees, maar die ander moan en groan hy. Trouwens, jy verby dit blaai na die Nuwe Testament, dan kom jy by Jesus uit, dan kom jy by 'n plek waar hy in die tuin van Getsemane is, en dan sit hy en hy huil en hy stikkend en hy sê, Vader, asseblief dat hierdie ding met my verbygaan. Of in gewone Afrikaans, ek sien nie kans vir hierdie klomp nie. Ek sien nie kans vir hierdie pyn nie. It's too much. Daar's tye wat ons kan sê, maar Here, ek verstaan dit nie, en dit is okay. Die Here is nie kwaad vir jou omdat jy kwaad is vir hom nie. Hy verstaan jou woede en aggressie. So jy mag huil, jy mag down wees, jy mag kwaad wees. Iewers sê die mense, kom jy by berusting of iets van die aard, ek weet nie hoe dit werk nie, maar jy gaan baby steps vorentoe. En baie keer gly jy weer terug en dan begin jy weer van voor af. Maar elkeen sy eie ritme. Ma en Kyle en elkeen ander het 'n ander ritme hoe ons die seer en die pyn verwerk, en dis fyn. So hier is my vraag, hoe kry ons dit reg om hulle en onsself by te staan? En dis my laaste storie. Was 'n jong dominee wat in die polisie gewerk het as 'n kapelaan, en ek het by blitspatrollie gewerk en dit was my verskriklik lekker, hierdie vinnige karre gejaag. En dan kom jy by 'n toneel aan en dan help jy daarso en dan bid jy daar en dan gaan jy na 'n volgende stasie toe, polisiestasie toe, en dan gaan bid jy daarso. En een aand, een Saterdagmiddag, kry ek 'n oproep van 'n swart konstabel vrou in Besuidenhoutsvallei wie se seun haar dienspistool in die hande gekry het en die skoot het afgegaan nadat hulle Russian roulette gespeel het en hy het homself noodlottig geskiet, hy is oorlede. En ek klim in my kar, so vinnige Monza, en ek jaag af West Valley toe, met die blou ligte, en gedres in my uniform, met hierdie persband wat hier om my kop is, want dit is nou die dominee se pet, het maar so persband, en dan jaag ek af, en ek dink myself toe, wat gaan jy nou maak? Wat gaan jy nou met daai toneel maak? Ek is toe op daai stadium, ek dink 30 jaar oud, wat weet jy van die lewe, ou? En van dood? Het al 'n pa in die dood afgestaan toe ek 8 jaar oud was? 'n boetie toe hy 22 jaar oud was? So ek het so iets daarvan, maar ek het nie genoeg know-how van hoe comfort mense nie. En ek vra myself, wat gaan jy maak by 'n swart dame? Jy het geen idee wat 'n hoe 'n kultuur werk nie. En hier stop ek in West Valley. En daar's 'n klomp polisiemanne en hulle maak so oop van hier kom die dominee en ek stap in die erewag, dodewag deur en Rose is haar naam, die konstabel sit lê so op die sitkamer se vloer. Die liggaam van die kind is hier in 'n agterste kamer, in 'n televisiekamer. Hulle is nog besig daar, so die patologiese span is daarso. So ek kom hier so in en sy lê so, en as jy nou iets van die swart kultuur weet, hulle skree verskrik hard tot 'n sussie of 'n ma kom om hulle te troos. Maar Rose is nog nie daai gaan nie. So sy skree en al wat ek kan doen, wat ek dink om te doen is om net te gaan sit. Daar by haar. Ek weet nie wat ek gesê het nie, ek weet nie of ek iets gesê het nie. En later het 'n sussie gekom en haar getroos. En later is ek daar weg. Ek weet nie of ek Bybel gelees het nie, ek weet nie of ek gebid het nie, ek weet regtig waar nie wat daar gebeur. Maar ek is daar soos in 'n waas daar weg. En gehelp in die begrafnisreëlings daar in Limpopo die volgende naweek. En so 2-3 weke later, my kantoor was by Blitspatrollie daar in Brixton. Sit ek in my kantoor en ek werk in my preek. En Rose kom en sy klop op my deur en sê vir my, Moruti, kan ek gou by jou kom kuier? En ek nooi haar in, ek maak vir haar tee. En ons het 'n gesels en sy sê toe sy loop, sy moet net vir my dankie sê. Vir 2 goeders. Sê Moruti, dankie dat jy daar was
En dis nou haar woorde wat ek nou gaan sê. En dank dat jy gesherp het. En toe drop die pennie by my. Ons ministry vir mekaar in sulke tye is to be present and to be silent. Niks wat jy sê gaan vir Eugene terugbring nie. Wees net sommer daar vir mekaar. Niks wat jy sê gaan dit makliker maak nie. O, die Here het sy mooiste blommie kom. Daai ding is nice. Onthou maar net, as jy dit sê, dan is jy 'n ou kaktusie wat jy agtergelaat is. Hy het sy mooiste blommetjie gepluk, so ek en jy bly agter. Ons kan sê, o, dis die Here se wil. Is alles waar, is die waarheid, maar dit troos nie. Dit help nie in ons proses nie. Dit help net as ons present is en silent. En daarom stuur ek julle uit om hierdie familie en ons mekaar te gaan comfort deur daar te wees en mekaar met in stilte te omarm. Moenie in die trap val en sê, kom ons gaan in die lewe nie. As jy huil, is fyn. As jy down is en die dag nie wil gaan werk nie, gordyne toetrek, is fyn, bel in. As jy kwaad is, selfs vir die Here, sit op sy skoot en maak so, slaan tamboer op sy bors, hy is okay daarmee. Hy word nie onkant gevang nie, hy word nie vir jou kwaad daardeur nie, hy laat jou toe. Want God is 'n God wat sê, ek weet jy kry swaar my kind. Dis oor 3 weke Vadersdag, hè. Ek weet jy gaan swaar kry. Hoekom, Here? Hoekom na sy eerste trippie? Nee, come on, Here. Kan nie so wees nie. Dan sê die Here, kom sit op my skoot toe. Ek sê jou vashou. En dis die God wat ek aanbid. En dis die God wat julle aanbid. Die God wat met oop arms staan en sê, kom na my toe, om wat moeg en oorlaai is, wat gedaan is, wat se gol uit is. Ek sê vir jou rus gee. Dankie, Here, dat jy vir ons rus gee. Veral in tye van wanhoop en deurmekaarheid en moedeloosheid. Dankie dat jy vandag by ons is. Dankie dat jy by ma en pa's, Kailis, by boeties en sissies en almal wat betrokke is in familie, dat jy by elkeen van ons is en vir ons sê, ek sal jou vashou. Wou ons dit gehad het vandag? No ways. Never, never. So ons gaan hier uit, wetende, dat ons nie alleenig is nie, dat U by ons is. Hou ons net styf vas, asseblief, Here. Amen. Ek wil nou die seën uitspreek, en ek wil vra dat jy almal sal staan as ek die seën uitspreek, asseblief, en dan gaan ons rustig uit buitekant toe beweeg. Mag die genade van die Here Jesus Christus en mag die liefde van God wat ons Vader is en mag die Heilige Gees by ons elkeen wees. Mag jy weet, God self gaan saam met jou. Amen. Ek gaan 'n laaste lied speel terwyl ons uitbeweeg. Kom ons gee eers kans vir die naaste familie en dan kan die res van ons volg tot buitekant toe. Ek weet nie of die ouens van Max dalk eers wil uitgaan nie, maar ons kry mekaar buitekant, net so buitekant die groot glas deure.